As hy prys die Here en laat ons op die lig. So ja, kom ons begin vanoggend eers met 'n gebed. Kom ons sluit net ons oë. Here Abba Vader, ons kan net vanoggend kom na die troon van genade. To receive mercy and grace. Here, ons kan net vanoggend voor U staan. Ons kan vanoggend opkyk na U en weet ons, Here, ons krag is in U. Here, ons hoop is in U. Ons lewe is in U. Here, U is ons helper. Here, daarom kan ons vanoggend uitroep na U en vir U sê, Here, hier is ek, Here. Here, daarom bid ek vanoggend, Here, in die magtige naam van Jesus Christus. Here, om net vanoggend te kom met die grootheid, met die magtigheid, met die heerlikheid. Net vanoggend ons dag, elke sekonde, elke moment, elke jare. Forever and ever, soos die woord sê. Forever. In die magtige naam van Jesus Christus. Here, kom ons net vanoggend, Here, en ons sê, Here, hier is ek. Here, begin met my. In Jesus naam. Here, seën ons diens, Here. Here, van waar ons nou begin, tot waar ons gaan eindig. Here, kom met die grootheid, kom met die magtigheid, maar kom met die heerlikheid, Here. Here, kom vanoggend in Jesus naam. En die kerk sê, amen en amen en amen. Daar is hy. En prys die Here, welkom aan elkeen wat vanoggend ingeskakel is. Dankie dat julle tyd uitgekoop het, dankie dat julle ook saam met ons die diens gaan geniet. So wat nou gebeur is, Louisa gaan nou opkom, dan gaan sy net 'n woord van bemoediging gee oor ons finansies en so. Daarna gaan ons 'n paar lofsange sing en dan kom die preek. Maar die preek gaan, ek is nou op reeks 35 waar hoekom die Gees nie in ons werk nie. Maar die Here het gesê, ek moet hom verander. Hoe kan ek maak dat die Gees in my werk? Hoe kan ek maak? So ja, moenie mis nie, dit is lekker, dit is opgewonde in die naam van Jesus. So, kom ons gee vir die tannie 'n beurt, want sy wag op vir my. So ja, daar kom sy nou. Amen. Ons prys die naam van die Here in hierdie oggend. Wonderlike dag in Jesus se naam. En welkom almal by ons. Ek praat met julle oor mosterdsaad geloof. En dit is eintlik so wyd en die Here bly net vir my nuwe dinge gee rondom mosterdsaad geloof. Eerstens wil ek vanmôre met julle deel Filippense 4 vers 19 sê, my God sal in elke behoefte van julle voorsien volgens sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Daar's 3 dinge wat ons moet onthou en ons vergeet dit so maklik. En dit is rondom God en ons geld. U weet, dit is een ding wat die Here nog al die eeue lank deur die volk, sy kinders toets rondom ons finansies. En ons sien dit nie raak nie. Ons dink nee, die kerk praat daaroor. Nee, die kerk praat vir hulle eie gewin. Nee, die kerk wil net hê. Dit is nie so nie, mense. Die Here toets jou geloof rondom jou finansies. Dis die enigste ding wat hy nog het om ons hier op aarde te kan toets. Waar staan ons met hom elke dag? Mense leef asof hulle werk en hulle bestuur en hulle dienspligtigheid en hulle vrywilligheid om te gaan werk, dit is hulle bron. Dis nie jou bron nie. Jou bron bly altyd God. Geen besigheid, geen firma is jou bron nie, want weet jy wat, daar kan net iets gebeur en weg is jou bron. Maar God kan nooit verdwyn nie. Hy is altyd jou bron. Onthou, hy is die kanaal, deur die geld, ons finansies is die kanaal waardeur God met ons werk, waardeur hy vir ons voorsien, waardeur hy vir ons wys dat hy is ons meester en hy kyk na ons. En hy is ons sekuriteit. Die werk is nie ons sekuriteit nie, die
salarischeck is nie jou sekuriteit nie. Wat gebeur as jy vanmôre gesond opstaan, jou toon verstaan by die werk, jy kan nie terug aan werk toe nie, en jy is op 'n uurlikse salaris, wat gebeur dan? Wie is jou sekuriteit dan? Want jou sekuriteit moes dan nou weg. Dis moes nou nie daar nie, jy gaan nie geld kry nie. God is jou sekuriteit, mense. En die bron waardeur hy ons seën, is ons finansies. En as ons finansies reg aanwend en reg gebruik, dis waar rentmeesterskap inkom. Dink jy dat die Here vir jou finansies gaan gee, sodat jy kan met vreugde en liefde elke naweek kan weggaan en niks vir God se huis toe nie? Dink jy die Here gaan vir jou voorsien dat jy oor genoeg het vir jou familie en nooit jou hand uit jou sak uitsteek vir iemand anders nie? Dis rentmeesterskap uit jou jy is voorsien, om te kyk hoe ver hy jou kan vertrou, om te kyk wat hy vir jou kan gee, en omdat hy jou getoets het, en jy jou toets hoeveel keer gefaal het, is die kanaal nou nie meer op nie, is die voorsiening nie meer daar nie, en nou wil ons die Here die skuld gee, die Here kyk nie, ek is moeg gebid, ek is moeg vertrou, dit werk nie, jy het self die kanale gesluit. Jy weet, as 'n mens kyk na boere wat langs kanale bly, met sekere tye dan word die kanaal na sy lande toe oopgemaak en dan kan hy sy lande nat lei. En dan word dit weer toegemaak, dan kry die volgende boer weer 'n kans. Daar's nie selfsugtigheid daaraan verbonde nie. Hulle kyk na mekaar, hulle gee om vir mekaar. So gee die Here vir ons elkeen 'n kanaal waardeur hy werk. Maar ons geloof is nie reg nie. Wanneer die Here ons saai en nou kanaal vir ons oopgaan, wat se kwaliteit gee ons vir die Here? Die minste. Ons vat eers die R50.000, ons gaan nou lekker vakansie en ons is terugkom, dan koop ons alles wat die kinders nodig het en ons koop alles wat almal nodig het in die huis, en as wat R100 oorbly, dan kry die Here R100 van die R50.000. Ek vat net 'n voorbeeld, waar dit net andersom moes gewees het. Ons kan nie die kanale, wat die boere wat afhanklik is van daai kanaalwater, kan nie al die kanale een slag oopmaak nie. Dit gaan so min wees, dat hulle gaan nie hulle lande kan nat maak nie. Maar omdat hulle 'n kwaliteit bestuur het, en die kanale sekere tye vir hulle oopgemaak word, daaroor kan almal se lande oor as genoeg kry. God toets jou geloof deur jou finansies. Hy kyk waar belê jy. Hy kyk wat se rentmeesterskap kan hy jou mee vertrou. Jy weet jy moet vir jou huis voorsien. Jy weet jy moet na jou vrou en jou kinders kyk. Wie kyk na God se werk? Is dit nie hoekom hy jou daar geplaas het nie? Is dit nie hoekom hy jou geroep het nie? Is dit nie hoekom jy daar moet wees nie? Maar nee, ons wil hê, ons sakke moet volloop, ons wil bid en ons wil glo, ons wil mosterdsaad geloof hê en sê, Here, ek glo U gaan hierdie berg van finansies kyk. En as die Here hierdie berg van finansies kyk, wat maak jy? Jy maak die kanaal toe, my broer en my suster. Dis jou eie hande werk, dis nie die pastoor se werk nie. Dit is nie die kerkraad se werk nie. Dit is jou eie besluite teenoor God se werk wat jy die deure toegemaak het. En dit is nie veronderstel om so te wees nie. Jy is net 'n verbruiker. Jy is die rentmeester wat God aangesit het. Jy's nie net die verbruiker alleenig nie, ekskuus, ek praat verkeerd. Jy's nie net die verbruiker alleenig nie. Jy's die rentmeesterskap. Jy moet jou oë en jou ore oopmaak daar waar jy aanbid, daar waar jy dien. Daar gaan jy sien, hoor jy so, hier word 'n nuwe tripprojekte. Die Here gaan jou gebruik om dit aan te gee, om dit aan te skaap. Die Here gaan jou gebruik om vir Suster Du Plessis wat nie finansies het om vir haar kinders fondse of geld te gee nie. Sy is alleen moeder, sy is 'n enkel moeder. Die Here gaan jou gebruik. Maar omdat jou ore toe is, omdat jou kanaal net vir jouself oop is, omdat jy die enigste verbruiker van hierdie mosterdsaad geloof wil wees,
daaroor gaan jy die kanale weer toemaak. En nou wil jy vra, hoekom? Waaroor? Here, maar vir wat? Kom ons kyk wat sê Deuteronomium 8 vers 18. En ek wil dit vreeslik graag vir julle lees. Hy sê, maar dink aan die Here God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te vererwe. Dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het. Hy het aan jou vaders die land van Kanaan beloof. En ek wil nog by daai deel uitkom. Ek dink ek gaan volgende week by dit uitkom. Hy het aan jou vaders dit beloof. Almal het dit nie gemaak nie, almal het dit nie gekry nie. Die wat hy dit beloof het, inteendeel, het dit nie eendag gekry nie, hulle kinders het dit verwerf. Hoekom? Omdat hulle mosterdsaad geloof net vir hulle was. Hulle was nie rentmeesters in God se werk nie. Hulle wat rentmeesters is in God se werk, en ek kan daarvan getuig. Hulle wat rentmeesters in God se werk in hierdie gemeente is, seën die Here uit die uit. En ons kan dit getuig. En ek wil vir julle sê, die Here sal julle deure nooit sluit nie, want hy weet en hy sien waar julle rentmeesterskap belê. En ek wil die ander aanmoedig, ek wil jou eintlik uitdaag, en sê, hoekom vertrou jy nie God nie? Hoekom vertrou jy net op sy voorsiening, maar jy vertrou nie vir die rentmeesterskap wat hy jou opgegee het voor nie, wat hy op jou skouers gelê nie, waaroor hy met jou gesels nie, maar jy luister nie. Here, baie dankie vir 'n voorreg wat ons het, om te kan weet, dat as ons ore oop is, en ons hande diep in ons sakke is, vir God se werk, nie eers my eie werk nie, maar God se werk, want dit is sy genade, dat ek 'n werk het. Dit is sy genade, dat daar vir my voorsiening is. Dit is sy genade, dat ek môre kan asemhaal en my voet van die bed afsit, en my werk kan gaan doen, om vir my familie te voorsien. Dit is sy genade, as ek nog 'n inkomste het. Dit is sy genade, as my besigheid floreer. Dit is sy genade, dat my masjinerie nie breek nie. Dit is sy genade, dat daar brandstof is vir petrol in my kar, om by my werk uit te kom. Dit is sy genade, dat daar tafel op my pos kan wees, Here, dis nie my goedheid nie. Dis my God se goedheid, en dis my God se voorsiening, maar ek het net 'n eenrigting verhouding met hom. Ek het net, I give, you give, I receive. Dis al verhouding wat ek het. Ek het geen rentmeesterskap nie. En ek het nog nooit een, maar dis ons wat die partyste raak. En dan wil ons die skuld gooi. Ons wil die skuld gooi en sê, ons pastore vra net geld, ons kerke wil net geld hê, en ons moet net gee. Waar is jou rentmeesterskap? Dink jy gaan met leë hande, die woord van God sê, moet ek gaan met leë hande? Moet ek so, daar's 'n koortjie wat sê, moet ek so my God ontmoet? Wat gaan jy vir die Here sê? Wat het jy gedoen met dit wat hy in jou hande gegee en jou vertrou het mee? Here, seën hulle wat in hierdie bediening saai. Seën hulle wat vir hierdie bediening aan die gang hou, Here. Hulle wat hierdie bediening dra. Ek wil U vra dat U hulle 100voudig sal seën, maand vir maand, dat hulle besighede meer en meer geseën sal wees, dat hulle inkomste meer en meer geseën wees. Here, dat U die sprinkaan wat vreet van hulle gronde sal afhou, die sprinkaan deur die vyand is die sprinkane, wat kom eet, wat kom siekte bring, wat kom verwoesting bring, wat kom noodsaai. Ek wil U vra, hou daai sprinkane van hulle veld af, en seën hulle inkomste, seën hulle bankrekenings, Here, seën hulle, bring hulle, gee vir hulle teen die tyd van verhogings, ekstra verhoging, Here, sodat hulle weet, hulle God leef, en hy voorsien
in die dae van benoudhede en hy dra deur en hy herken elkeen wat by sy werk staan. Maak ons bewus van rentmeesterskap waarvoor ons eendag sal moet gaan gebuig voor God die Vader, Seun en Heilige Gees. Seën hierdie diens dan nou verder in Jesus se naam. Amen en amen. En amen, prys die Here. Dankie. Kom ons beweeg nou aan en ja, ons loof ons van die Here loop en prys.
aan, kom ons loop die Here nog verder.
Prys die Here man. Thank you, Lord. Ja, ons kan net onsself verbly in die Here. Amen. Nou, ons gaan nog weer. Goed. Prys die Here. Amen. Ja. Thank you, Lord. Glory, We hallelujah. worship your name. What a mighty God we serve. Praise thy name. Yes. Wonderlik is die koning van ons harte. Hy dra ons deur, hy voorsien ons. Hy is 'n antwoorder van ons gebede. En dis heerlik om altyd te hoor. Dis kom ons sing saam. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlijk en ons hart verloor, ons hart verloor. Wat verheerlijk ons ook, Hosanna in die hoogste. Prys die Here, maar hy is goed. Amen en amen en amen. 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 Thank you, Lord. Yes. Great and mighty is the Lord. Dat was net weer.
en net ons harte vir U gee, Here. Here, ons kan net vanoggend voor U stil staan en sê, Here, hier is ek. Here, ons het U so nodig in ons dag, in ons oomblik, in ons sekonde. Here, ons het U so nodig. Here, ons het U woord nodig. Ons het U Gees nodig. Ons het U inspirasie nodig. Here, ons het U nodig. Elke tree van pad. En
die magtige naam van Jesus Christus. Ja, Here. Ek kan nie net loop vanoggend, Here. Here, kom met die geestelike autoriteit. Kom met die grootheid, kom met die magtigheid. Here, kom staan net vanoggend by ons elkeen stil, die Here. Here, U is welkom in ons midde, Koning Jesus. Heilige Gees, Woord van God, U is welkom. In Jesus naam. Here, leer ons die weë en gaan in die weg wat ons moet stap. Here, help ons, Here, in ons swakheid. Here, help ons, Here, om U woord te verstaan. Help ons, O Here, in Jesus se naam. En ons kan net sê, amen. Prys die Here, want hy is goed. Glory, glory, halleluja. Amen, en amen, en amen. Prys die Here. Amen. So, welkom aan elkeen wat ingeskakel is, wees deel van die preek. Julle kan maar sê amen, julle mag maar sê, niemand sal dit sien nie, behalwe ek en die mense hier op Facebook. So ek moet nie worry nie. Prys die Here. Glory, halleluja. Ja, ek het hierdie week so 'n bietjie stil geraak met die Here en om 'n rede ek hierdie 'n reeks hardloop, hoekom die Gees nie in ons werk nie, en die Here het gesê ek moet hom verander. Nou, hoe kan die Gees in my lewe werk? En jy weet, die Here my wys gemaak en hy het my gesê, baie van ons mense dink ons is gevul met die Heilige Gees. En ek sit so en ek luister en die Here sê vir my, maar hulle is weekend visitors. Weekend visitors. Wanneer hulle gevul is met die Heilige Gees, is hulle net by die kerk. Of hulle is net in die preek. Die res van die week is hulle nie, is die Gees van die Here nie betrokke nie. En, so nou, 'n weekend visitor is soos 'n vakansieganger, 'n caravan vakansieganger. Ja, jaakie caravan, dan gaan haak jy op af en dan bly hy daarso. En dit is hoe baie van ons mense ook is. Daar by hy afhaak, daar bly hy. Totdat jy nou weer moet gaan om die caravan te gaan haak. Weekend visitors is nou wanneer die mense ook nou naweke bespreek om by 'n vakansieoord in te val of 'n plek in te boek. En dan kom visit hulle net vir die naweek. En dit is hoe ons is met die Heilige Gees. Maar ons vergeet dat God se Gees 24 hours 'n dag in ons is. Saam met ons is. 24 hours 'n week saam met ons beweeg. En dan wonder ons hoekom kry ons so baie aanslag? Hoekom is die besluite wat ek neem nie goed nie? Hoekom kry ek pak slaap? Hoekom misluk my besluite? Hoekom misluk ek? Hoekom werk dinge nie vir my nie? Die waarheid is, jy het 'n plek bespreek vir die naweek met die Heilige Gees. En dit is hartseer. Want ons maak nie tyd vir God nie. Ons maak nie tyd vir sy Gees nie. En maar ons loop rond en dan sê ons is gevul, maar ons maak die bruid van Jesus seer. Ons sê mekaar sleg, so nou,
nou vra ek jy nou, hoe kan jy dan gevul wees met die Gees as jy iemand sleg maak? So, hoe kan jy gevul wees? Waar is die vrugte van die Gees? Hoe kan jy iemand vloek? Hoe kan jy iemand? Maar ons is gevul. Ons lewe is op hierdie stadium wat die Here my wys. Ons staan buitspeel. Ons staan buitspeel. Met hierdie been sê ons ja, ons dien die Here, met die ander been sê ons nee. Luister jy, ons braai vandag. Ons nooi die hele wêreld in ons syp en ons terg God met sonde. Dis alright, ek sal vanaand weer net 'n 5 minute gebed doen. Dis geen heiligheid, man. En dan wonder ons, hoekom kry ons slaap? Omdat die Gees nie eerste plek in ons is nie. So wat jy nou doen is, met jou slimheid en wysheid en jou kennis, maak jy 'n deur oop vir die vyand om jou te verniel. Want dit is hoe stupid ons nou is. Omdat die Gees nie in ons is nie, kom die duiwel nader. En dan is hy jou vader. Dan is hy jou vader. Want as jy nie na God luister nie, op wil luister nie, dan gaan jy definitief die vader van alle leuns ontvang. So ja, dis hoekom die Gees nie in ons werk nie. Nou wat gaan ons doen sodat die Gees in ons kan werk? Eerstens, die woord sê bekeer jou, o sondaar. Die woord sê bekeer jou. Maar ons wil nie tot bekering kom nie, want ons wil nog syp. So, tyd is besig om uit te loop. As koms van die Here naby is, en jy sit nog in syp met 'n dop, en jy oreer nog, en jy het ook nie reg gemaak nie. Die Bybel sê, hy gaan jou vang in jou sondes. So die beste wat ek vir jou kan sê is om reg te maak met die Here is, bekeer jou. Laat jou doop, sodat jy die belofte van die Heilige Gees kan kry. Omdat ons op weekend visitors is, het ons die krag van die Heilige Gees verloor. Kom het ons die krag van die Heilige Gees verloor? Want as die gemeente saamkom, moet hulle eendragtig saam bid. Nou as jy die hele week die Gees in jou het, dan kan jy eendragtig in die, wanneer ons by mekaar kom, eendragtig saam bid. En die Gees se gawes kan manifesteer. Profesies kan uitkom. Ja, ons kan hande oplê. Ons kan in tale spreek. Siekes kan gesond word. Maar in jou geheime, wat jy in die donker te doen, maar daar waar jy skelm is, kan geopenbaar word. Nou gaan jy nie meer kerk wil kom nie. Want die Gees van die Here, die woord van die Here sê, dit wat jy in die donker te doen, sal op die dakke verkondig word. So jy kan dit niks vir die Here wegsteek. Niks. So is beter jy bekeer jou, bely dit, en sê, Here, vergewe my. So hoe gaan ek nou maak, laat die Gees in my werk? Psalm 147, vers 3 sê, hy genees die wat gebroken is van hart, en verbind hulle wonde. Ja, my broer, my suster, hierdie is nie net fisiek is nie, dit is vir jou siel. Jy wat stikkend is, gebroken is in jou siel. Jy wat die leuen van die duiwel vashou. Jy wat glo aan die leuns. Jy wat die leuen verkondig. Die Here het gekom om jou wonde heel te maak. Hy het gekom om vir jou salf aan te smeer. Hy het gekom om jou heel te maak, te sê, ek vergewe jou. Ek maak jou weer reg. Ek maak jou siel reg. Ek maak jou gees reg. Want jou gees gesond is en jou siel is gesond, sal jy gesond wees. Maar as jou siel
en jou gees siek is, as jy siek. As jou gees en jou siel alleen het, dan lewe jy alleen. Dis ongelukkig die waarheid. So ons begin met jou gees, en ons begin met jou siel eerste. Ons vra vir die Here vanoggend, Here, ons wil hê die Heilige Gees moet in ons werk, maar ons is nodig om van hierdie dinge ontslae te raak. Ja, maar dit help nie, jy sê nou ja, jy wil ontslae raak hiervan nie, maar jy wil nie vergewe nie, want daai bond gaan sweer. Die Here is hier om daai bond oop te krap. Die Here is hier om daai bond gesond te maak. Jy moet vergewe. Ja, maar ek het vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Jy lieg, man. Jy wil jouself herinner om nie te vergewe nie. As jy vryspreek, die woord van die Here sê, as hy jou vryspreek, sal jy vry wees in die. Sal jy totaal en al vry wees. So jy moet daai mense ook vryspreek. Ek gee nie om wie dit is nie. Ek kan 'n man en 'n vrou wees, ek kan 'n pa, 'n ma wees, maar ek gee nie om wie dit is. Ek kan familielede wees. Maar jy moet vryspreek. Die Here is hier om jou wonde, en deur daai wonde wat jy oophou, wat jy in jou hart uit, kan die Gees nie werk nie. Deur daai wonde kan die Gees nie, en kan jy nie kom en sê, Here, maak my heel nie. Jy kan nie vanoggend sê, Here, maak my gesond nie. Jy kan nie vanoggend kom sê nie, want jy hou vas, jy wil nie vergewe nie. Daar's nog te veel trots in jou, nog te veel hoogmoed. Dit moet verbreek word, in die naam van Jesus. Want jy is besig om 'n lyn met die vyand te wees, en nie met God se woord nie. Jy is besig, maar as jy my nie glo nie, gaan kyk na jou lewe, dan kyk jy wat sy leen is daar. Hoeveel pyn verduur jy? Hoeveel siektes het jy? Hoeveel dinge is op jou pad? Hoe moeilik is dit vir jou? Hoekom antwoord die Here nie? Omdat jy sy Gees uithou. Hy wil jou verbind, hy wil sorg dra, hy is hier om jou wonde heel te maak, maar jy hou vas aan die verlede. Baie van ons is soos hierdie, ons is soos hierdie kar met die toubaars agter. Ons sleep graag daardie verlede agter ons aan, en ons hou vas daaraan. Maar Here, vergewe my, maar jy wil nie, jy wil nie daai mense vergewe, laat die Here jou vergewe nie. Jy sleep nog die gemors agter jou aan. Want jy wil nou elke dag daaraan vaskyk. Jy wil nou hê almal moet jou jammer kry. Jy wil nou hê op 'n klippie sit en jouself jammer kry. Klim af, man. Die Here is hier om die wonde skoon te maak. Die Here is hier om die harte te genees. Maar as jou siel nie kan genees nie, kan jou liggaam nie die genesing ontvang nie. As jou gees nie kan genees nie, kan jou liggaam nie die genesing kry nie. God is gees, het jy nie geweet nie. Die wat hom moet aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Jy kan God nie as in gees en waarheid aanbid nie. Want jy bedrieg jouself en jy bedrieg God en jy bedrieg sy gees. En jy bedrieg Jesus Christus. Die Here is hier. Maar nog steeds wil ek en jy nog ons eie planne maak. Nog steeds wil ons nog sê, Here, ons wil gesond word, maar dit is so seer, ek kan nie vir Sunny en Pietie en Kosie en weet nie wie almal vergewe nie. Hulle my gedoen, hulle my geroof. Op man, let go. Sny dit af. Sal jy seer gemaak het, so wat? Almal kry seer, man. Almal kry seer. As jy die enigste een wat nou dink jy het nou so seer gekry. Jesus het so seer gekry dat sy volk hom uitverkoop het en hom aan die kruis gesit het. Hy het trane gestort en gesê, Jerusalem, Jerusalem, as jy maar net geweet het,
Hoe het Jesus nie gevoel nie? Hy was ook daar, maar hy het ons die heel pad, het hy vir ons gewys, kyk op na die Vader. Kyk op na die Vader, haak daar die verlede af, sny daai verlede af, kom vry. Hoekom? Hoekom moet ons vrykom? Want ek wil vrykom, ek wil gesond word. Dit is my keuse, wat is jou keuse? As jy wil siek bly, moenie vergewe nie. Hou asseblief net aan om nie verlede vas te hou, want jy wil dan nie vergewe. As jy graag aan die verlede wil bly, gaan bly dan in die verlede, trek, vat sommer al jou goed saam. Maar ek bly nie in die verlede nie. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die volk, hulle moet vorentoe gaan. Hoekom gaan jy nie vorentoe in jou lewe nie? Hoekom jy so baie setbacks terugslaan? Dit is alles oor die verlede. Die Here is hier. Psalm 91 vers 16 sê vir ons, hoekom moet ons vergewe? My lente van daar sal ek hom versadig, en ek sal hom my heil laat sien. Jy kan nie versadig word met God nie. Jy kan nie versadig word, ons moet terugkeer na die Heilige Gees, en vir die Heilige Gees sê, Here, ek wil versadig word met U. Ek wil die heil sien. Maar dan moet jy afhaak. Ek gee nie om hoe bitter dit is nie, ek gee nie om hoe diep die wond is nie. Dan moet jy vergewe. Jy moet vryspreek. Vryspreek beteken, jy gaan nooit weer daaraan dink nie. Jy gaan en sou jy in hulle pas loop, sal jy 'n smaal op jou gesig hê. Ander dag, dis al 'n geruime tyd terug, 2 of 3 jaar terug, 4 jaar terug. Ek kan nie onthou hoe lank terug nie. Was daar 'n mooi gedeelte vir my op Facebook gesit van 'n plaasaanval. Ek praat nie dat die plaasaanval mooi was. Jy luister na die wat ek jou vertel. En ek kan nie onthou of die vrou 'n man gehad het of iets nie. Maar hulle het op die plaas gekom. Kom ons sê die vrou het nie 'n man gehad nie, maar die vrou het alleen gebly op die plaas. En die rowers het ingekom. En hulle het al verkrag. Die mooi gedeelte van dit was haar hart. Agterna toe ek die boodskap lees, toe skryf sy daar onderaan, ek vergewe jou. Sy is verkrag. Laat mense vir haar gesê, hoe kan jy? Omdat hulle daai caravans agterna sleep. Daai verlede agterna sleep, want hulle kan nie vergewe nie. Maar daai vrou, dit my nogal geraak. Ek het vir haar gaan bid en ek bid by die Here. Waar sy gesê, sy vergewe hulle. Maak nie saak wat hulle aan haar gedoen het. Sy het hulle vrygespreek. Maar sy weet God gaan met hulle deel. Sy weet dit. En na diepste donker en na diepste nood, het sy gesê, Here, ek vergewe hulle. Hoekom? Wat sy wil hê? Laat sy met lente van daar sal ek hom versadig. Sy wil hê die Heilige Gees moet haar versadig. Sy wil hê laat sy die ook kan sê, die Here is my heil. En as seer wil sy hê die glorie van God moet op haar afkom. Maar jy kan nie die glorie van God ontvang. Of jy sê die Here is my heil, maar jy sleep daai verlede agter jou aan die man. As jy, soos ek nou net vir jou gesê, as jy die verlede wil bly, dan gaan bly jy dan.
Trek sommer, ek sal stad 'n kort skrim met te trek. Ek jy permanent daar bly. Wat 'n vooruitsigte het jy om in die verlede te bly? Pyn en verdriet, hartseer, nog hartseer, armoede, want ek kry myself so jammer. Met God is dit anderste. Jy's opgewek, jy's vrolik, jy het hoop in hom. Jy weet hy stry die stryd, jy weet hy is jou krag, hy is jou sterkte. Jy weet hy is jou antwoord. Jy weet, laat jy weet, God antwoord jou gebede. Jy weet, jy is vergewe. Hoe weet jy? Want die Bybel sê, net soos jy aan ander doen, net soos jy aan ander doen, sal aan jou gedoen word. So, wat leer ons? Wat leer ons? As jy nie mense wil vergewe nie, dan sal jou sondes nooit vergewe word nie, want dit gaan aan jou gedoen word. Omdat jy graag binne die verlede wil saam bly, trek weg man, kry egskeiding. Julle lyk mos van skei. Kry 'n egskeiding met die verlede. Dan moet 'n hof wees in Suid-Afrika wat 'n egskeiding kan maak met die verlede. In elke dorp is daar hoeveel howe. Want die Here sê hy is die regter. Hy is die advokaat. Die duiwel is die aanklaer. Hier is 'n hof, man. Jy kan vrykom. Sodat God jou kan versadig. Dat jy sy heil kan sien. Sodat sy gees in jou kan kom. Maar jy moet loskom van die verlede. Ga kyk Lion King, daar was 'n stukkie wat daai Bobbejaan, daai mannetjie, daai leeu geslat het met 'n knopkie. Toe sê hy vir hom, "Eina, dit is seer." Toe sê hy, "What is in the past must stay in the past." So as dit klaar verby is, dit moet daar bly. Want ek wil vorentoe gaan. Hoekom word ons nie gesond nie? Want ons hou vas. Want we stay in the past. Man, kom vorentoe. Die Here het Moses gesê, hou op hel man. Kom vorentoe. Sê die volk moet vorentoe gaan. Prys die Here man. Halleluja, prys net die Here. Kom ons kyk gou na Psalm 71. Halleluja. Halleluja, halleluja, prys die Here. Psalm 71. Luister hier. Red my deur u geregtigheid. Wag, hy begin eers. By u Here skuil ek. Nou hoe ons pas as ons by die Here sê, Here, laat u Heilige Gees in ons werk. Ons skuil by u. Die Here is hier, jy hoor die skrifte vanoggend, hy het hier gekom om die gebrokenis van hart heel te maak. Om jou wonde te heel, maar nou dink die mense, ja, maar dit is net vir die liggaam. Nee, ons begin met die siel, ons begin met die gees eerste. Kom, laat ons verbinding, laat ons bandage daar plak eerste. Dan kan die liggaam gesond word. Sodat jy versadig kan word met die woord van God. Laat jy die heil van die Here kan sien. Dan kan jy gaan skuilings soek by die Here en sê, Here, ek kan op u woord staan. Here, op u kan ek vertrou. Hoekom? Want jou wonde is skoon gemaak, man. Jy's verbind en dit wat in die verlede was, het die Here verwyder. So ver soos wat die ooste van die weste is, net so ver is jou sondes ook vergewe, man. Maar net so ver sal die Here al daardie nonsens wat op jou is, daai past, wat jy so graag saamsleep, sal die Here jou verwyder.
Ja, Here, dis eintlik 'n waar. Baie van ons loop so met die past. Ons loop so saam dat ons gesigte suur trek. Want jy lewe in die past. Die Here is wonderbaar. Hoe kan jy dit sing? As jy jou hart weet, jy bedrieg word. Hoe kan jy dit sing? As jou hart weet, jy wil graag aan die past bly. Hoe kan jy voor die Here sê, Here, by U skuilig? U is my redder. Maar hier in jou hart lieg jy. Want hier in jou hart wil jy nie vergewe nie. Want hier in jou hart wil jy nog kyk wie se oë jy kan uitkrap. Wie kan jy nog sleg sê? Omdat jou gesig so suur is, jou hart net so suur. Want het jy nie geweet dat wat se naam? Die oorsprong van alles kom uit die hart uit. Jy kan net na iemand se gesig sien. Kyk. Dan sien jy hy bly in die past. As sy gesig wys, hy so suur, die kring, die kriekelpyper sit sommer so. Dis nie van die hardships nie. Myne is nou van al die opwarmings. Dis nie van die past nie. Dis van die trials en tribulations wat ek moet deurgaan. Dis daar waar ek op die Here moet vertrou. Daar wanneer ek nie antwoord het nie, as ek Here nogmaals sal ek deurdruk. Dis waar my kriekelpyp is vandaan. Maar joune kom van die past af. Die Here wil dit regmaak. Luister wat sê hierdie woord verder. Laat my nie vir altyd beskaam staan nie. En dit is presies wat die Here gesê het. Die openingsvers het gesê die Here is hier om jou wonde te genees. Maar dit is nie net vir jou liggaam nie, dit is vir jou siel en gees eerste. Ja, maar ek is gevul met die Heilige Gees, jy lieg man. Daar's mense wat ook gesê het, hulle was gevul met die Heilige Gees. Toe kom Andreas eerste en hy sê, hy is gevul met die Heilige Gees. En Petrus kyk hom so en hy sê, oké. En hy haal sy geld uit en hy sê dit so nie. Hy sê, dit is alles. Maar intussen het hy so 'n bietjie weggesteek. Maar ons mense dink God is stupid. Ons mense dink God sien niks nie. Hier is hierdie Andreas en hy dink ook dieselfde. En die Here wys hom, as jy val in die hand van 'n lewendige God, wat sal ek maak met jou? En omdat hulle vir die Heilige Gees gelieg het, hy dood neergeval. En hy het hom uitgedra. Sy vrou kom op, want hulle is eens, hulle stem saam, hulle lieg saam. Hulle glo saam, hulle vertrou nie op die Here nie. Hulle vertrou graag die duiwel. Hulle hou nog parties en braai. En nooi vriende. Hulle ter God met sonde. En dan kom hulle skyn heilig aan voor die Heilige Gees. En dan dink hulle is nou gevul met die Heilige Gees omdat hulle in die kerk is. Jy is nie gevul nie, man. As jy na 'n BMW garage toe loop, jy sê nie 'n BMW nie, man. Dis 'n mens wat kom kyk na 'n kar. En die vrou, sy sê ja, dit is al die geld. En sê, is dit die bedrag? En toe sy sê ja. Wat sê Petrus vir haar? Die voete wat jou man nie uitgedra het omdat hy gelieg het vir die Heilige Gees, gaan jou ook nie uitdra. Mense, ons kan nie wykspeen staan nie. Ons kan nie maak of ons God nie. Die woord sê, Here, my nie altyd beskaam laat staan nie. Jy sal vanoggend 'n keuse moet maak. Jy sal vanoggend moet kom en sê, Here, hierdie wonde moet oopgemaak word. Maak nie saak hoe seer dit is en maak nie saak wat dit my gaan kos nie. Ek soek bandage.
Ek soek 'n Heilige Gees bandage. Ek soek 'n Heilige Gees bandage wat my siel kan genees, want geen dokter kan daaraan kom nie, behalwe dokter Jesus. Jesus Christus, the Son of the living God. Hy kan my siel kom genees. Hy kan my gees genees. Dan sal my liggaam volg. Vers 2 sê vir my, red my deur u geregtigheid. Red my deur u geregtigheid. My broer en suster, die vraag is, God se geregtigheid sluit ook in vergifnis. Vergifnis vir sondes. Vergifnis vir jou oortreding. Vergifnis vir jou denke. Vergifnis vir jou doen en late. Maar God se geregtigheid sluit ook in dat jy moet vryspreek. Sodat sy geregtigheid jou kan vryspreek. Hy wil jou heel maak. Hy wil jou heel maak. Laat u geregtigheid, Here. Laat u koning kom. Laat koninkryk kom. Laat u heerlik kom. Dat u geregtigheid sal geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. So wat sê dit vir ons? Maak op jou ore en kom vry man. Jy sal stel om hier te wees, op jou knie te wees en te sê, Here, maak my vry. Jy sal stel vanoggend te sê, Heilige Gees, ek het gesondig. Ja, ek weet die woord sê die sondes teen die Heilige Gees gaan nie vergewe word. Maar nogtans, Jesus kan vir jou intree by die Vader. By die Vader. Want hy is die middelaar. Hoekom wil jy opgee as daar hoop is? Hoekom wil jy nog 'n weekend besoeker wees? 'n vakansieganger, 'n caravan trekker. Dus moet julle op te hak, dan moet ek jou gaan afhak. En daar waar ek jou afhak, daar bly jy. Hoekom kan jy nie ruggraat kry en die Here begin dien nie? As jy werklik die Here se aangesig soek, het ek nie nodig om jou te gaan haal nie. As jy werklik die gees van die Here wil hê, hoef ek nie te worry oor jou nie. Jy sal self hier uitkom. Jy sal self in die teenwoordigheid van God wees. Jy sal self in die teenwoordigheid van die Heilige. Jy sal self hierso wil wees om hande te vat met jou broers en susters, sodat die gees van die Here kan werk. Sodat die profesies in vervulling kan kom. Dat genesings kan plaasvind. Dat die krag van werking, dat die van ons kan opstaan en sê, luister, ek het 'n woord gekry van God af. Bekeer jou. Wysheid. Ek vergewe. Ek vergewe. Dat die van ons is wat sal opstaan en sê, die Gees het my gevul met tale. En as hy my gevul het, sal hy my ook die uitleg gee. Maar van ons sal ook kan onderskei of die Gees jou regtig gevul het. Maar dit gebeur wanneer die Heilige Gees in werking is in die gemeente. Dan sê die woord, en bevry my, neig u oor tot my en verlos my. Dit moet jou begeerte wees. Here Aba Vader, neig u oor tot my en verlos my. Nee, maar kom stop net daarso. Ons almal roep dit te vinnigheid.
Kom ons roep dit anders om uit. Wat bedoel ek? Kom ons roep dit in die gees uit. Here, kom vanoggend. Kom verlos my gees. Kom maak my vry vanoggend. Sodat ek kan gevul wees met U Heilige Gees. Dat ek kan gevul wees met U Heilige Gees. Want dis die krag van God in Jesus. Halleluja. Bless the name of the Lord. The mighty God. Moses onderstel my te roep, Here, verlos my. Dan kan ons terugkeer nadat die Here ons verlos het uit ons siele en ons gees. Dan kan ons sê, Here, verlos hierdie sondes. Ja, maar die Here het my verlos. Goed. Maar jy loop met 'n pakkie Lexington, 'n sigarette of Chesterfield of wat ook al, wat is die naam ook in jou hempsak. Hoe die Here jou dan verlos? Hoe lieg jy? Het jy nie geweet jou liggaam is 'n tempel nie? Nee, die hele wêreld rook ons ook. Mense, ons doen sonde. Ons doen sonde. En die wêreld keer dit goed. Almal praat dit goed. Nee, ek sal dit nie goed praat nie. Wat verkeerd is in God se oë is verkeerd. Wat in die Bybel verkeerd is verkeerd. Die Here het nie by jou gesê met die Bybel gaan staan en oorskryf nie. Die Bybel was klaar geskryf gewees. Sy Gees het klaar die mense gevul om die Bybel te skryf. Die Bybel sê, as 'n blinde 'n ander blinde verlei, gaan albei in 'n gat val. En ek kan nie bekostig dat jy hel toe gaan nie. Jy moet verlossing kry. Hoekom sê jy nie, want jy is bang om nie te wees. Jy is bang ek lê my hand op jou. Want ek weet my God gaan vir jou losmaak. Ek weet, want jy gaan nie in geloof kom nie. Jy gaan in gekruip kom tot hier by my. Die man eers en dan sy vrou en dan sy kinders. Dan sal ek bid. Jy kan nie vir die Here sê, wees my 'n rots. Jy stook soos 'n stoomlokomotief nie, man. Jy is nie 'n boiler nie. Jy is onderstel om 'n kind van God te wees. Jy is nie onderstel om te rook eerste plek nie. Want jou liggaam is 'n tempel van God. As jy na jou liggaam kan kyk nie, hoe kan jy na God se bruid wil kyk? Hoe kan jy na God se kinders wil kyk? Net soos wanneer hy rook uit jou mond uitgaan, kom al die ander woorde ook saam. Kom ons praat net van slegte woorde. Kom al die slegte woorde ook saam. Hoe? Hoe kan jy vir die Here sê, Here, maak my, verlos my siel, my gees. Maar hy woorde lyk soos hy rook wat uit jou mond uitkom. Om die kinders van die Here seer te maak. Hoe nou? Onthou, ons het gevra, Here, en die woord sê ook vir ons, laat U geregtigheid. En ons vra ook, Here, laat U geregtigheid geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. So, in die hemel is daar nie mense met sondes nie. Daar is nie 'n pakkie Lexington nie. Daar is nie nog 'n dop nie.
en allerhande sondes nie. Dis 'n heilige grond waar jy wat in die hemel is. Jou huis is onderstel om heilig te wees. Ja, my huis is heilig, okay? Waarna kyk jy op jou TV? Antwoord jy die Here. Waarna kyk jy op jou rekenaar? Waarna kyk jy op jou selfoon? Waarna kyk jy? Dan is jou huis heilig. Jou kinders wat groot is, wat eers getroud is, jy my laat hulle hoereer in jou huis. Hoe kan jou huis heilig wees as hulle rondslaap? En 'n paare doen, 'n maare doen, lyk dit soos 'n second-hand car dealership. Elke tweede, derde ou wil hy elkeen. As jy die eerste tevrede was met die eerste een, hoe gaan jy tevrede wees met die tweede een? Mense, ons is onderstel om heilig te lewe hierso. Die gees van die Here is onderstel om in ons te werk. Ons kom short. Ek is onderstel om julle te leer om terug te keer sodat die gees in ons kan werk. Maar daar's te veel hindernisse. Daar's te veel blokkietjies. Daar's ook te veel wat die paas wil saamvat. Ek sê nie paas nie, ek sê the past. Die verlede wil saamtrek. Wat in die verlede gebeur het, bly in die verlede, man. Dan gaan die woord verder en hy sê, om gedurig in te gaan. Waar in te gaan? In te gaan in God se teenwoordigheid. Jy kan nie, as jy soos 'n stoomlokomotief is, dink jy kan ingaan in God se teenwoordigheid nie. Jy soos 'n dronklap te kere gaan. Jy ingaan in God se teenwoordigheid nie. Gees van die Here is regverdig. Here kan dit nie doen nie. As jy soos 'n barbaar te kere gaan en dan dink jy kan nou in God se teenwoordigheid ingaan. Daar sê 'n manier, die Gees kan jou nie invat nie, want die Gees is heilig. As jy ander mense sleg sê, hoe kan jy in God se teenwoordigheid wil ingaan? Ja, nee, jy het toch nie vergewe nie. Ja, maar ek het seer. Die Here is hier om jou seer. Het jy nie ore nie? Die Here is hier om jou wonde heel te maak. Hy is hier om jou gees en siel eerste heel te maak. Jou liggaam kan agterna kom. Ons sleep ons soos ons die verlede agter ons aansleep. Prys die Here. Dan gaan die woord verder. En hy sê, u wat bevel gegee het om my te verlos. Dit is die hoop wat ek het. Want as ek die hoop het, dat hy die bevel gegee het, kan ek op die woord staan. En as ek op die woord kan staan, kan die Gees nader kom. Kan ek die hel van die Here raak sien. Dan weet ek die verlede is afgesny. Dis weg. Dis weg. Dat ek nuwe hoop. Ek sê 'n bietjie dors. My mond het teruggeword. Dat ek hoop. Dan weet ek kan gevul word met die Gees. En as die Gees kom met sy grootheid en met sy magtigheid, sy heerlikheid, kom hy ook met die krag om my te vul. Dan weet ek kan skoon wees. Want die Here het die bevel gegee. Die Here haal die kleinste wat jy nie kan raak sien in jou verlede haal hy uit. Haal hy daai roofie uit, sodat hy nie kan sweer nie. Hy haal die grootste in jou verlede uit, sodat jy nie meer daaraan verbind kan wees nie. Want hy maak jou vry. Hy maak jou vry sodat sy Gees in jou kan werk, deur jou kan werk, jou kan gereed kry.
vir wat kom. Baie van ons mense dink ons gaan dit maak in die eindtyd. Toe nie. Hoekom nie? Die Here het my gewys. As ons dit nie kan hanteer nou nie, sal baie van ons mense dit nie kan hanteer in die eindtyd nie. Alhoewel ons in die eindtyd is, maar dit gaan nog moeiliker raak. Baie van ons mense gaan dit nie kan hanteer nie. Hoekom nie? Omdat jy gelieg het. God bedrieg het. Sy gees nooit in jou was nie. Sy gees wat in jou was, wat jy die krag verloor het. Hy het die bevel gegee. Jy het dit aanvaar, maar jy het dit let go. Jy het dit af. Jy het dit, hoe sê die Afrikaanse woord? Jy het dit afgewater. Jy het dit afgewater. Dit beteken jy het dit geminag toe God die bevel gegee het. Het jy dit geminag? Mense, dis 'n sonde. Omdat jy God geminag het. Dis net so goed. Jy sê vir die Here, ek vertrou nie. Toe die mense nie vertrou het op die Here nie, in die woestyn nie, het die aarde oopgekloof. Dit beteken die aarde het oopgeskeur. Hy het die mense heel ingesluk, sê die woord. Lewendig. Die aarde is honger vir lewendige mense. Dis nou hierdie mense wat dood is. Hulle loop rond, maar hulle haal asem, maar hulle dien nie die Here. Hulle gee graag voor. So ek noem hulle dooie mense. Want dit is nou eintlik die naweekbesoekers en die vakansiegangers, die caravan trekkers. Prys die Here. Mense, ons is onderstel dat die gees van die Here in ons en deur ons kan werk. Vir ons kan werk. Hoekom vir ons? Want die woord sê, hy gaan my versadig en ek gaan die heil van die Here kan sien. Dit beteken, goedheid en guns gaan my volg. Julle lyk maar seëninge. Die goedheid en die guns van die Here gaan my volg. Prys die Here daarvoor. Die werklike goedheid en guns van God. Nie net seëninge. Ek praat van finansies nie. Ek praat van jou gesondheid, eerstens. Eerste met jou siel en jou gees. Dan sal die seëninge kom dat jou liggaam ook gesond kan wees. Jou denke gesond kan wees, jou hart gesond kan wees. Jy voor die Here gesond kan staan. Prys die Here. Want dan kan ek op die Here sê, as die Here my gesond gemaak het. Want U is my rots. Hoekom is die Here my rots? Want hy my geantwoord. Ek nie eens deur my hele preek gekom. Ek gaan nou afsluit met Johannes 3, vers 36. Johannes is nou 'n bietjie agter in die Bybel. Nou nie heel agter nie, die 4de boek van die Nuwe Testament. Hy's net na Lukas. En 3 is net voor 4 en net na 2. En ons gaan nou 36 doen. Wat die woord van die Here sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Hy wat die Seun in die Seun glo, het die ewige lewe. Ja, maar ek glo. Okay, ek het nou net vir jou gesê. Jy sleep nog daardie past, die verlede saam met jou. So hoe kan jy in Jesus glo? Jou lewe op hierdie stadium het gewys dat dit leuen is. Hoe kan jy in Jesus glo? Hoe kan jy glo as jy die krag van die Heilige Gees verloon het? Nou die vraag is,
Wil jy nie vanoggend eerder sê, Here, ek wil regmaak met U. Want as U gaan kom, U woord sê, daar gaan 'n geknars van tande wees. U woord sê, baie gaan vir my sê, in die dag van die oordeel, Here, ons het in U naam gebid, sê die Here, gaan weg, ek ken jou nie. Here, in U naam het ons mense gesond gemaak, gaan weg, ek ken jou nie. Here, in U naam het ons gevra, gaan weg. Jou slegte dienaar. Die woord sê, jou slegte dienaar. So nou, my broer, my suster, al sou die Here dan vertoef om te kom. Dit beteken as die Here dan nou nie oor 'n minuut kom of 2 minute nie. Jy kan nog steeds sterf en in 'n hand van 'n lewendige God val. Jy kan 'n hartaanval kry. Jy kan 'n beroerte kry. Jy kan in 'n kar ry. Jy kan daar kan 'n ongeluk met jou gebeur. Jy kan sterf. Nou die vraag is, die woord sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. As jy dan sou sterf, sal jy kan ingaan. Nee, moenie met jou brein dink nie, dink met jou hart. My ook nie antwoord die Here. Sy Gees sien jou. Jy kan nie lieg nie. Dink jy kan ingaan? Jy wat sê ek glo. Dink of jy hierdie week die iemand jou seer gemaak het, kwaad gemaak het. Wat hulle ook al gedoen het. Ek kan nie my gedagtes van nie so ver hardloop. Wat hulle ook al gedoen het. Dink jy sal kan ingaan? Dink jy sal ingaan? My broer en my suster, as jy vanoggend twyfelagtig is, as jy vanoggend nie seker is nie, as jy vanoggend voel jy's benoud jy beskielik, wil ek vir jou vra, wil jy nie eerder dat ons regmaak met die Here? Wil jy nie net dat ons net hierso stop en vir die Here sê, Here, nou Here. Sluit jou oogies. Dit beteken maak jou oë toe, man. Maak dood hy sigaret. Ek het nou nog gepraat oor die sigarette. Prys die Here. Here wys my, daar's iemand wat sit en rook. Halleluja. Here, ons kom vanoggend voor U almag, Here. Here, ons kom voor U troon. Here, koning Dawid het gesê, Here, search me. Here, ondersoek my, Here. Ek weet ek het baie bedrog in my hart. Ek het baie gelieg. Ek het baie dinge wat ek verkeerd doen en verkeerd sê. Here, waar ek twyfelagtig is, waar ek nie op U woord glo nie. Waar ek val, Here, vra ek vanoggend, Here. Soos U woord gesê het, U het gekom om die gebrokenis van hart heel te maak. Here, dat U my siel sal heel maak. My gees sal heel maak. Asseblief, Here. Here, verlos my. En ek weet, ek sal verlos wees. Want U sal die bevel gee. Die woord sê dit vir ons. U sal ons versadig. Here, wanneer U ons vergewe, wanneer ons nou die werklike berou aan U betoon, sal U ons versadig met vrede en vreugde, blydskap. Here, ons wil U dien met die opregtheid van ons hart. Here, ons wil U heil sien. Ons wil sien dat U ons God is, Here. Ons wil sien, Here,
dat U ons kan lei, kan behoed en kan bewaar in die naam van Jesus. Here, laat U weer die vuur uit die hemel uit kan stuur, laat ons aan die brand kan wees. En Here, help ons ook om nie meer sulke suur gesigte te hê nie. Here, dat die blydskap ons vervul. Dat die blydskap ons vervul in Jesus naam. Want waar U iemand vrymaak, sal hy werklik vry wees. Here, daarom vra ek U, raak hulle nou aan. Raak hulle aan met die krag. Raak hulle aan met die Gees. Raak hulle aan wat nou, Here, voor U staan, Here. Wat U weet of hulle in die hemel sal kan ingaan. Here, vergewe hulle. Maar ons spreek ook vry, Here. Ons vergewe ook. Here, maak nie saak wat ander in ons doen. Ons vergewe. Ons vergewe, Here. Here, en ons let go. Right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ons laat dit gaan. Wat in die verlede is, bly in die verlede, Here. It stays there. Want U het vir my nuwe vreugdesoor. 'n nuwe salwingsoor. U het 'n beter plan vir my lewe. U het 'n beter plan dat ek gelukkig kan wees, opgewonde kan wees. 'n beter plan, hoop waarna ek kan uitsien. Vir die droom wat U het vir my. In Jesus naam. Help my om dit uit te leef, Here. In die magtige naam van Jesus Christus. Amen. En amen. En amen. Prys die Here. Ek gaan nou afsluit, ek gaan nou dat die tannie vir ons afsluit. Ek wil net vir jou sê, mense, ek voel 'n verskriklike teenwoordigheid van die Here hier, so verskriklike kalmte. Jy is onderstel om in die kalmte en die vrede van die Here te leef, elke dag, elke moment, elke tree, elke sekonde. Jy is onderstel om saam met die Here te wees, in die Here te wees, met die Here te wees. En so ook sy Heilige Gees. Sy Heilige Gees is net naweke nie. So jy hoef nie meer te kom in boek nie. Dis vir elke dag, elke oggend, elke middag, elke aand. Loop met sy Heilige Gees. Voordat jy in slaap is, sê vir voordat jy in slaap raak, sê net Heilige Gees, praat met my terwyl ek slaap. Praat met my. Take my night. It's yours. Onthou net, jou liggaam slaap, jou siel en jou gees kan nie slaap nie. Want dan sal jy nie opstaan met stupid gedagtes nie. Dan sal jy nie opstaan met ander gedagtes om mense in te doen en te roof en goed nie. En seer te maak. Jy sal opstaan in die Heilige Gees. Jy sal sien dat die Heilige Gees in jou dag is. Vra hom om in jou dag, om jou heel te maak, sodat jy jou dag kan eerste in te kan gaan met die Heilige Gees. Sit jou gedagtes op die Heilige Gees. Kry die eerste vrugte, jou eerste liefde. Amen. Voordat ek gaan nou baie sê, die Here wys my nou net gewoon iets. Dis eintlik iets moois. Die woord van die Here sê, ons is die saad. En hy is die landbouer. Nou as ek en jy die saad is, moet ek en jy veel vrug dra. En die vrug wat ons dra, moet 'n oes oplewer. En die vrug wat jy dra, die vyand sien al klaar wat se vrug dit is. So moet jy waarsku. Die vyand weet van die vrug wat jy het. Die vyand weet jy is die saad. Die vyand die hel weet jy is die saad van God. So hy sal uit sy pad uit gaan om jou te verwoes. Hy sal uit sy pad uit gaan om op jou neer te kom.
En jy sal moet staan bly en die verlede let go, al bring hy dit terug. Want jy is die saad van God. Moenie op die sand gebou wees. Bly op die rots. Dat is eintlik 'n mooi openbaring by wees. Prys die Here. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons vanmôre gehad het om weer eens rondom u woord te kom sit en luister na dit wat u met ons spreek. Here, u woord is al soveel duisend jare oud en tog bly dit elke dag met. Tog is daar elke dag vir ons iets nuuts om in te leer, iets nuuts om nader aan u te beweeg. Here, ons mens wil ons eie lewe rig en lewe soos wat ons wil lewe. En op die einde van die dag dan het ons nog die vermetelheid om te dink, u moet ons in die hemel laat ingaan. En dit is 'n heilige plek. Dis waar u Vader woon. Dis waar die Gees is. Dis waar die woord aanhoudend die Ere Koning gaan lof en ere bring. Hoe kan ons verwag om met ons vuil sondige lewe daarin te gaan, Here? Dit is net onmoontlik. En as ons nie eers hier kan begin oefen, Here, hoe verwag ons om die wenpaal te maak? Hoe verwag ons om daaraan te kom? Ja, dis genade, maar ons moet werk aan genade. 'n Atleet word nie net 'n atleet nie. Hy oefen ure, hy oefen dae, hy is gedetermineerd, hy het 'n eetplan, hy het 'n slaapplan, hy het 'n doelgerigte lewe. Hy staan nie net op en bestaan nie en maak soos wat hy wil en vernietig almal voor hom nie. Nee, hy kyk wat hy doen, hy let op wat hy doen. Here, dit is so 'n voorreg om u te kan loof en u te kan eer en u te kan dien, want as ons dit met ons hele hart doen, dan kan ons heeltyd met verwagting uitkyk na wat u ons weer gaan seën, met dit wat u vir ons met liefde, reikhalsige liefde vir ons sal gee. Here, seën elkeen wat in die wil van die Here woon, en hulle wat nog nie daar is nie. Here, gee vir hulle 'n nuwe lewe, 'n nuwe gedagte, 'n nuwe lus en 'n nuwe ywer om hulle harte aan die Here te gee. Want dit vat 'n man op 'n paard om die Here te dien, Here Jesus. Dit is nie net iets wat uit die lug uitval nie, en dit is nie iets wat net sommer maklik kom nie. Dit is 'n voorreg. Wanneer jy ingeoefen is, dan is dit soos die atleet wat permanent in sy oefenplan bly. Hy beweeg nie daaruit nie. As hy daaruit beweeg, dan voel hy dadelik daar is iets verkeerd. Dan kort iets, Here, en dadelik besef hy het nog nie sy oefening vir vandag ingekry, en dit is om God se naam groot te maak nie. En dis waar ons as kinders van die Here ook moet wees. Dit moet vir ons so lekker wees om net in u teenwoordigheid te wees, om net te sê, Here, hier is ek het so lank gewag om net weer naby aan u te kom, en waarmee wil u my seën vandag, Here? Want dit is u begeerte om die kinders van die Here te seën elke dag, maar dit is ons wat uit die seëninge uit nie wil wees, Here. Ek wil u vra, wees saam elkeen in hierdie week, behoed en bewaar elkeen. Hou ons vas in die holte van u hand, Here, dat ons na die liefde van die Here in ons lewe sal soek, in ons oggend, ons middag en ons aand, en dat ons sal vra, Here, trek ons nader, want more of Jesus I want to know, more of Jesus in my life day by day, dat ons dit sal leef en daarna sal streef, Here. Dat as u koms kom, dat ons nie onverhoed sal gevang word nie, Here. Dat ons nie gevang gaan word vas aan die slaap, soos die 5 wyse wat is. Die 5 wyses het olie in hulle lamp gehad, die 5 dwaases het nie. Dat ons nie deel van die dwaas sal uitmaak nie, want ons deel van die wyse sal wees. Seën elkeen se week. Maak elkeen se week in die Here voorspoedig. Praat met elkeen op die grond waar hy beweeg, Here, want u praat in elke omstandigheid.
Ons hoef nie net, soos pastoor vanmôre gesê het, by die kerk te kom, dat die Here met ons praat nie. Nee, hy praat met ons elke oomblik van die dag. En baie keer dan dink ons, mense dink te veel van hulle self, mense roem te veel in hulle self, maar dit is nie so nie. Dit is omdat hulle naby aan die Here wil leef, omdat hulle weet, die tyd is nader, as wat ons enige gedink het, en ons wil nie onverhoeds gevang word nie, ons wil saamgaan. Daaroor, Here Jesus, lewe ons daagliks 'n pad saam met U. En ek wil U vra dat U al die kinders van die Here in hierdie laaste tyd sal doelgerig sal laat lewe. More of Jesus in our life. Dankie daarvoor. Seën hierdie week en bring ons volgende week weer by mekaar. Dinsdag aand met die koms saam, Woensdag, Donderdag, Vrydag en dan weer Sondag, Here. En dan is dit nog te min tyd dat ons saam met U beweeg en saam met U is. Seën ons, hou ons veilig in die holte van U hand, in Jesus se naam. Amen. Amen. En die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou berei en aan jou vrede gee. En mense, julle het 'n geseënde, mooi, wonderlike dag hê, 'n wonderlike week. Onthou vanaand as dit kom saam van 7 tot 9 wat ons gaan saam bid. So ek nooi jou saam weer hier op die Facebookblad. So kom Dinsdag aand het ons wat ons bid vir siek mense, Woensdag aand bemoedig ons jou op met gebed. Prys die Here. En dan Donderdag aand is my getuienis. Vrydag aand sit kom saam wat ons prys en worship weer 'n keer. Ons kan nie al ons worship te min. Ons het meer tyd nodig. So kom saam. So van my kant af, wees geseën, wees gegroet. Tot dan. Goodbye julle. Shalom.